En daar's hy, en goeienaand. Goeienaand en baie welkom ook vanaand by hierdie kuier van die familie. Ja. Ons hoop het gaan goed met almal en dat julle gesond en wel is. En baie reën gekry. En baie reën gekry het. Ek dink dit is my die lekkerste is al hierdie reën wat so val en uit te kyk oor hierdie groen grasperk. Ek is gek daaroor. Ek hou van die natuur. En ek dink nou so aan ons Bybelstudie ook, Woensdag. En die vrouens, ons het sulke prentjies gegee en baie van die vrouens het 'n natuurprentjie gekies en dis die plek waar God met baie van ons praat en dis 'n plek waar ons regtig waar die vrede van God kan aanvoel. So dis eintlik so spesiaal. God het absoluut net die natuur vir ons almal geskep om te geniet. So dis my so lekker. Ek hou van die groenigheid rondom my. Absoluut. En môre is Black Friday, maar julle hoef nie vir ons iets te koop nie. En dan is ons in die Kersseisoen. Ek kan amper nie dink ons is in die Kersseisoen nie. Ons het nog nie eens verlede jaar se persente gekry nie. Nou is ons alweer hierso. En ons is al daar wat ons sê, okay, dit wat ons koop is die Kersgeskenk. Ons koop nou nie iets anders meer nie. Nee, glad nie. Ja. So ag, dis lekker om julle te sien en van julle te hoor. Ek gaan net hierso sien. Hallo Charlotte, Clarissa. Lekker om julle te sien, gebedsfamilie. Ja, dis net lekker om saam. Dis ander wat ek nou nie kan sien. Ek sien daar's ook ander op. Ek kan nou net nie vir julle almal sien nie. Alet Swanepoel. Lekker om vir jou te sien. En hoe gaan dit met jou? Is jy ook nou al gesond? Daar's baie ouens wat hallo Annetjie Leroux, Pieter, Lei. Dankie Piet Wiele en Christine. Lekker om saam met julle ook te kuier. Hallo Erna, lekker om saam met jou te kuier. Ek hoop daai tuin van jou lyk so mooi. Jy is ons baie lief vir tuinwerk. Wat ek nou al gesien het so op Facebook. So ek glo dit lyk baie mooi. Jy hou daarvan om 'n bietjie met jou hande in die grond te grawe. Hallo Jan, lekker om van jou ook te hoor en saam met jou te kuier vanaand. Wat 'n voorreg om net sommer 'n bietjie saam met mekaar stil te staan rondom die woord en die kosbaarheid van wie Christus is in elkeen van ons lewens. Want ek besef net eenvoudig sonder hom gaan ons dit nie maak. Ek het hom so absoluut nodig elke dag van my lewe. Ja. Want die mens verloor so maklik die fokus op dinge wat op die ou einde nie saak maak nie en eintlik 'n mens net aftrek. So ja, dis lekker om saam met julle te kuier. Ons sien in die week twee goeters. Die een is mense wat deur hartseer gaan en mense wat bly is. Ons het hier in die gemeente ons vorige koster is oorlede. Letty van Wyk. En sy het 'n diep spore getrap in die gemeente en ons is hartseer saam met haar familie en ons bid ook vir hulle. En dan het ons Ilana wat daar in Kroonstad gebly het en geëmigreer het in Nieu-Seeland. En dan sien 'n mens hoe hardloop almal as sy daar by die lughawe kom. Die kinders hardloop en dit is so lekker. So daar was 'n nuwe fase vir ons. Ja. Hallo Marlene, lekker om jou te sien. En jy sê dit reën heerlik in Polokwane, prys die Here. Ja, God is goed. Prys sy naam. So bly vir sy verspreide reën. Ja. Ons hoop dit reën op Mopani ook. En Messina. Ek dink altyd aan Messina. Ons almal wat uit Messina uitkom weet hoe droog kan dit ook wees daar. So ons is so dankbaar as dit reën. Hallo Daleen, lekker om saam met jou ook te kuier. Sonja en Fred, lekker om weer vir julle ook te sien. Ja, ons wil vanaand 'n bietjie praat oor wat God se plan. Of kom ons sê dit anders, God se plan vir jou. Want ons vra dikwels die vraag, wat is dit wat ek met my lewe moet doen? Ons bly dit vra en dis 'n vraag wat altyd aktueel is, maak nou nie saak of jy 18 of 20 of 30 of 50 of afgetree is nie. Ja, nee, want ons wonder altyd, wat is my doel? Wat is my doel hier op hierdie planeet Aarde? Waarom is ek hier? Ek is hier gesit. Partykeer voel mense ek het nie meer 'n doel nie. Ja. Maar voordat jy by daai doel, by daai plan kan uitkom, is daar eintlik 'n ander vraag wat 'n mens moet vra. En daai vraag is, kan ek verby my verlede kom, sodat die Here my kan help om by sy plan uit te kom? Ja, want ek dink dis die moeilikste van dit alles, nee, is om hierdie skaamte wat ons beleef af te skud, om die skuld af te skud.
om verby teleurstelling te kom, om die seer kry of een kant toe te sit. Dis nie maklike goed om te doen nie. Ja, sodat jy kan kom by 'n plek waar jy sê, ek het 'n rede om op te staan in die oggend. Ja, En die Ja. rede is dit wat God vir my beplan het. ja, En daar's baie goed wat die Here vir ons beplan, ons gaan net fokus op een vanaand. En kan jy verby jou verlede kom? Kom ons vra die tweede vraag eerste. Ja. Net nou die eerste vraag tweede. okay, ja. Kan jy ja. verby jou verlede kom? En as ons Handelinge 2 lees, dan lyk dit vir my ons kan. Nou gaan jy dadelik protesteer en sê, maar wow, Handeling 2 is Pinkster, is die uitstorting van die Heilige Gees. Presies. Ja, Want sonder die Heilige Gees ja. gaan ons nie verby ons verlede kom. Amen. Ja, Petrus preek daar in Handelinge 2 na die uitstorting van die Heilige Gees. Hy sê daar in vers 22, Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nasaret aan hulle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan moet julle weet, God het besluit en het vooruit bepaal om aan julle uit te lewer, en julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te neem, en daarmee saam met ons vers 36 lees. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. So, hier's 'n belangrike waarheid. En kom ons noem dit, terwille van ons gesprek, die voltooide of die volmaakte lewe van Jesus Christus, die volmaakte werk van die Here. Hy het gekom, hy het ons sondes op hom geneem, hy is verpletter onder die oordeel van God, dit wat vir ons bedoel was. ja, Hy het aan die kruis gesterf, Ja. hy is begrawe, Ja. maar hy is opgewek, ja, sodat ons saam met hom opgewek kan word tot 'n splinternuwe lewe. So jy kan jou verlede agter jou sit. ja, Jy kan nie op grond van wat jy gedoen het nie, maar op grond van die voltooide werk van Jesus Christus. As jy mooi na die kruis kyk en jy hoor wat Jesus sê, dan sê hy op 'n stadium, dit is volbring. So wat is volbring? Die hele betaling van jou skuld. Ja. Al jou pogings Ja. om self in eie krag met God vrede te maak. Ja. Dis verby. Alles is verby. skuld is betaal. Dit is die voltooide Ja. werk van Jesus Christus. En ek Ja. weet, dis nie nuwe nuus vir julle nie, maar ons vergeet baie keer daarvan, Ja. want ons leef nog dikwels asof ons skuldig is, asof ons skaamte nog steeds moet dra. Ja, Die skuld is weggeneem. ja. En En ek het die keuse wat ek daarmee gaan doen, nê? jy het 'n keuse. Ja. Kom ons wees eerlik, as jy nog in jou skuld vassit, maar jy het jou lewe vir die Here gegee, dan is dit jou keuse. Ja, dan dink ek nie God is goed genoeg om my te vergewe nie, eintlik nie. Ja. Dan dink ek nie eenvoudig maar sy genade is net nie goed vir my nie, so die prys wat hy betaal het, beteken eintlik niks nie. Ja, jy kan nie sê, ek kan nie oor my verlede kom nie, kom ek gee dadelik toe. Ja. Party van julle se verlede is regtig vol pyn, Ja, vol hartseer, ja, en van julle leef vandag nog ja, met baie pyn en met baie hartseer. ja. Maar Christus het die prys betaal. Ja, so dis nie dat Christus dit ignoreer nie. Dis net dat hy die prys betaal. Hy verstaan van waaruit jy kom. Dis hy. Maar ek het 'n keuse oor Ek het hoe 'n ek dit keuse. gaan hanteer. So ek moet bietjie net my oë van myself afhaal. Ja. En dit self al 'n wonderwerk. Maar Ja. en ek moet na die kruis kyk en ek moet sien dit is volbring. Ja. Hy het alles vir jou gedra. Ja. Jy hoef nie meer die gewig van jou skuld en jou pyn te dra nie. Ja. Wanneer jy Jesus eer, is wanneer jy kom en jy sê,
ek stem saam met u. Ja, Ek is vergewe. ja, Ek is nuut gemaak. ja, My skuld is weg. ja, My skaamte is verwyder. My sonde is versoen. En ons kan nou al hierdie mooi terme gebruik, maar ek stem saam met God. ja. Ek dink daai is my so kragtig, hierdie van ek stem saam met God, want hy het net deur een druppel bloed het hy gekom en hy het die hele mensdom daarmee skoon gemaak. En vir die hele mensdom is daar die prys betaal met een druppel bloed. So dit sê net vir my eenvoudig dat ek moet kom en ek moet kan saamstem met dat hy ook hierdie prys betaal het vir my siekte. Een druppel bloed is genoeg vir myself. Een druppel bloed is genoeg vir my siekte, vir my depressie, vir my skuld, vir my swakheid, vir wat ek ook al in sit. Een druppel bloed en ek moet bereid wees om dit te ontvang. Kyk, ons hierdie mooi sin in die Bybel. Deur sy wonde Ja, is ons genees. daai, nee? Ag, ja. Deur sy wonde is ons genees. Ons verstaan nie. Nie, maar nou moet ons ook vir mekaar sê, nie net sonde nie. Ja, Hy sê, daai gedeelte sê, en nou kan ek nie, for the life of me, onthou waar dit staan nie. Hy sê ook, hy het ook ons siekte gedra. ja, ek dink is Jesaja. Ek dink dis Jesaja, maar nou wil ek nie sê 43 Nee, of, wat het een nou nie, ja, ek hoor. maar dit staan in die Bybel, so ek is daarom min of meer reg. Ja. Ons moet nooit die kruis van Jesus eenkant toe skryf nie. Ja, En ek hoop dat die kruis ook deel van jou verhaal is. Dat jy oorwinning in Jesus Christus het. ja, So, die verlede, jy kan daarby verby beweeg. Partykeer moet jy iemand kry om jou te help, om daarby te kom, want jy sit vas. Maar Christus het alles gedoen, wat jy nodig het, om vry te kom en om los te kom van jou verlede. En as jy dan los is, en as jy dan hierdie nuwe mens is, dan kan jy sê, hoe kan ek as nuwe mens, as heel gemaak deur Christus, my doel in die lewe vind? Wat moet ek doen? So Christus, sy werk is voltooi hier op aarde. Ja, hy gaan nog steeds voor deur sy Heilige Gees, maar sy verlossingswerk is afgehandel. Maar daar is steeds onvoltooide werk. ja, En dis waar jy inkom. Die kerk, en jy is kerk. Jy moet nou nie vir my sê jy behoort nie aan een of ander denominasie nie. Jy is kerk. Of jy nou aan 'n geloofsgemeenskap behoort of nie. Jy moet eintlik maar. Ja, jy moet eintlik. Ek weet, baie keer is dit moeilik. Ja, Jy het steeds 'n roeping. ja, En wat is daai roeping? ja, Jy moet gaan praat oor die voltooide werk van Jesus Christus. ja, Kyk, eintlik wat jy dan uiteindelik sê is, dit is wat Christus vir my beteken. Jy hoef nie ergens in 'n sendingveld te gaan nie. Dit sal great wees as die Here jou roep om dit te doen, maar ons hoef dit nie te doen as hy ons nie roep nie. ja, nee, maar dit lê in sy hart dat elkeen van ons iets van sy evangelie sal oordra. Ja, want En elke mens moet dit hoor. Dis reg, want hy ken ons, hy sien ons. Ek dink is my so mooi, hy is die El Roi, hy is die God wat ons raak sien. So, en dis al waaraan God dink, is hy dink net aan jou. En dis al wat op sy hart lê, is dat deur jou ook ander mense tot bekering kom, dat jy ook vir ander mense wys wie hy is. Absoluut. So Ja. en nou is ons weer terug by Handelinge 2. Ja, Né? Die koms van die Heilige Gees. Daar was 120 gelowiges bymekaar. Hulle is bang, hulle is onseker en skielik is daar 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. ja, En die plek word gevul met die Heilige Gees, daar waar hulle gesit het. ja, nee. En dan sien hulle iets soos tonge van vuur uit die hemel neerdal. Verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Dit is so kragtig hierdie. Ja. So hier is hierdie onsekere ouetjies Ja, en hulle begin met vrymoedigheid praat. ja. Die Gees het gekom, soos wat Jesus beloof Hy het. neem al die vrees weg, al die onsekerheid weg en hy kom en hy plan die woord en hy gee die woord en ons kan dit verkondig.
Ja, so en Ja. elkeen wat daar is, begin in verskillende tale te praat. Ja. Landstale. Dis nie sprekentale soos Ja. wat ons dit kry in 1 Korintiërs 12 nie. Ja. Dis landstale wat deur die wêreld daai tyd gepraat is. En daar was baie mense, dit was feesseisoen in Jerusalem. Hulle het gekom, mense het gekom om die Pinksterfees te vier. En nou praat hierdie 120 en mense kom kyk. Ja. Wat is hierdie lawaai? Ja. Wat is hierdie praat? Ja. En dan noem Lukas, wat die skrywer van Handelinge is, noem hy 15 verskillende tale wat gepraat Ja. word. Ja. En Wow. wat sê die mense wat nader kom? Hulle sê, ons hoor almal die wonders van God Ja. in ons eie taal verkondig. Ja. Ja. Binne 'n paar minute hoor 15 verskillende nasies die wonders van God in hulle eie taal. So, die Heilige Gees kom, as tonge van vuur. Dit steek tonge aan die brand. Ja. Nee. Ja. Ja. En die wonders van God word verkondig. Ja. Nie op klein skaal nie, op groot skaal. Ja. Iemand skryf, dis nie 'n paar mense om 'n kampvuur wat weer Kumbaya sing nie. Ja. Nee. Hulle praat oor die feit dat Jesus Christus leef. Ja. En hulle praat oor God se wonders. Ja. En in een oomblik begin die doel en plan van God ontvou. Dis so. Natuurlik sou mense wat daar teen is. Ja. Daar was ouens wat gesê het, Ja. Hulle is dronk. hulle is dronk en Ja. Petrus sê nee, hulle is nie dronk nie, wel hy was nog nie in Rustenburg nie. Dis vroeg in die oggend sê hy. Dis vroeg in die oggend, hulle is nie dronk nie. Ja. Dis die gees van God Ja. wat uitgestort het. Yes. En Petrus begin preek en hy praat oor wat gebeur het. En die kerk word gebore waar 3000 mense word by die getal van daai 120 gevoeg. Ja. Ja. So 120 mense Ja. word amper in 'n oogwink Ja. 3120. Ja, ek dink dit is my so mooi die feit dat die evangelie kan nie ingeperk word nie. En die aard van die evangelie is om te ontplof in die harte van mense. Dit is my so mooi, nee. En die aard is dat Ontplof. mense moet gered word. Ja. 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 Ja, dit is so. Dit dit- ontplof in mense se harte. Dit is so mooi. En die aard van die evangelie is herlewing. Ja. En hoe meer ons die evangelie gaan verkondig en hoe meer ons gaan vertel en hoe vinniger gaan herlewing in ons dorpe en ons land begin gebeur. En hierdie ouens het omgegee van mekaar. Hulle het nie net gepreek nie, hulle Ja. daar was onderlinge gemeenskap tussen hulle. Ja. Daar was maaltye, daar was gebede en daar was wonders wat steeds plaasgevind het. En dan staan hier en die Here het daagliks mense bygevoeg wat gered is. Want die mense kyk na hulle, die mense hoor hulle Ja. Ja. en sê dit wat daai persoon het, wil ek ook hê. Okay. Ja. Wow. Hè? Ja. Kan mense dit van ons sê? Dit wat jy het, wil ek ook hê. Oh, ja. Né? Ja. En die kerk word gebore. Ja. En die Here, dis die Here se hart. Ons ken daai bekende gedeelte in Handelinge 1 vers 8 wat sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Dis die Here se hart, dat ons die voltooide werk van Jesus moet oordra. Dat ons net eenvoudig moet sê, ons kan nie stil bly oor wat die Here vir ons beteken nie. Ja. Ja. Want ons is God se kerk. Ons is die wat sy voltooide werk oor hierdie planeet moet begin versprei. Ja. Ja. So, dit moet ergens op ons prioriteitslys wees. Dat ek die evangelie van Jesus Christus nie in my eie krag nie, in die krag van die Heilige Gees na elke mens toe bring. Ja. Ek gesels nou die dag met 'n persoon wat 'n dominee amper is. Hy's 'n proponent. En hy sê, word jy nooit bang nie. Ek sê, ek word bang. Partykeer selfs as ek moet preek. Maar ek weet, ek het 'n voorreg, Ja. en ek sê vir hom, ek het amper die reg.
om op 'n kansel te klim, aan 'n deur te klop, met mense te praat, omdat ek 'n roeping het. Ja. Maar dit is nie net dominees wat 'n roeping het nie. Ja. En vir party mense is dit baie moeiliker om te praat. Ek gee dit toe. Vir party is dit moeilik, veral as dit nou natuurlik by jou familie kom, né? Kyk, hulle is daarom ouens wat nie sommer die goed vat nie, maar daar's wel van hulle wat dit vat. Né? Ons het 'n rede om te leef. Ons het 'n rede, en die rede is, ek moet die verhaal van Jesus Christus op enige manier daar buite kry. Ja, daar's mense wat sê, ek kan nie praat nie, ek gaan met my lewe wys. Ja, dis baie mooi. Maar as ek Handelinge 2 verstaan, moet jy ook praat. Ja. Ja. Moet jy ook sê, hoekom jy so leef, soos wat jou lewe dan is. So, moenie verskonings maak nie. Moenie te sê, jy is te oud nie, moenie sê, jy is te jonk nie. Moenie een of ander verskoning uitdink nie. Ek kan vir julle ou mense bring, wat steeds sê, die Here is vir my goed. Ja. En dis wat hy doen. Ja. Ek kan vir julle jong mense bring, wat sê, die Here is vir my goed. En dis wat hy doen. Ons moet daaroor praat. Ons moet net begin vertel. Dit is wat Jesus Christus gedoen het. Ja. Ek het 'n rede om op te staan in die oggend. Want ek moet oor die voltooide werk van Jesus Christus praat. Gaan ek dit doen? Ek gaan probeer. Ja. Ek gaan my uiterste probeer. Ja. En selfs al verander bediening, soos wat dit in ons twee sinne gaan verander, so oor 'n maand of 2, ons gaan dit steeds doen. Ja. Ja. Op ander maniere. Ja, want dit leef in 'n mens se hart. Ek dink nie dis Dis iets wat so. 'n mens nie kan ophou nie. So, So ja, God gaan dit steeds gebruik en ja, ek dink net 'n mens wil steeds in God se diens staan en ek dink elke een van julle, waar jy ook al is, weet jy dra op 'n manier die evangelie daaruit. So gaan doen dit, gaan leef dit. absoluut. Beweeg in die krag van die Heilige Gees. Absoluut. Ja, ek dink dit is nou so opwindend om te weet dat elkeen van ons het 'n roeping. En al voel ons dalk, ons het niks meer en ons dalk alles verloor, ons het steeds 'n roeping en ons het steeds 'n taak. En dan maak jy jou gebed, Here, soos wat jy vuur oor Jerusalem gebring het. Oh, ja. Bring vuur oor my. Oh, wow. Ek Dat dink, my kom ons tong- tik dit sommer. Dat my tong kan loskoop. Ja, ek gaan dit sommer net intik so lank. Here, bring u vuur. Here, nee, Ja, bring u vuur. oor my. Mense so ek dink ons kan almal tik dit. Here, bring u vuur. Dis 'n verklaring wat ons maak vanaand oor my. Kom ons maak daai verklaring. Here, bring u vuur oor my. Ja. Ek dink dit is fantasties. Ja. Ja, ek sal ook so deel bid. So, kom ons bid ook saam vir mekaar. Dit is ook belangrik dat ons mekaar steeds in ons gedagtes hou, voor die Here hou, dat hy ook weet, ons gee om vir mekaar, en ons gee om hoe hy ook met elkeen van ons mense ook werk. Dankie Here dat ons weer vanaand hier kan sit en dat ons ook kan bid. Dankie dat ons kan bid, dat die vuur sal neerdal, deur die wonde daar vir ons genesing gekom. En daarom bid ons ook vir genesing steeds, vir Liniel en Anel Christo, Charlotte Wolmerans, vir Martin, Rensja Gous, vir Shamaine en Shamaine, vir Christophe Malan, en dan hier Susan de Plooi. Ons bid Here dat u kinders, dat u ook die genade en die genesing oor hulle sal uitstort. Ons bid vir Annelien en vir Pieter en Marina de Vos, Marinda Leroux en Marne Breed, Isak Jonker. Dankie Here, vir die guns ook oor hulle,
Raak ook vir hulle aan met die hand van genesing. Steeds bid ons vir Martin en Erna Pelser, die kinders wat opkyk na u, vir alles in die lewe. So ook vir Erin Marcus en Johanne van Rooyen, Niels van Rensburg, vir Lucy en Russell, Joan van der Berg en Kobus van Sail en oom Mike, Marie Klaasen en Elsabeth Pieterse. Kom, Here, en kom net dat hulle weet dat u by hulle teenwoordig is, en dat u ook vir hulle die genesing wil gee, wat hulle so nodig het. Ja, Here, en vanaand kom ons net en ons vra dat u ons gedagtes sal oopmaak, sodat wanneer ons oë oopgaan, ons absoluut met u kan saamstem, en dat die twee kragtigste dinge wat ons kan sê is, God, ek glo dit, en ek ontvang dit. En vanaand kom ons en ons sê, dankie Here Jesus, dat deur u druppel bloed, deur een druppel bloed, kom ons vanaand en ons sê dankie, ek glo vir my genesing, ek glo vir my siekte, dat u dit sal genees, ek glo dat u my skuld gedra het, dat dit reeds betaal is, ek glo dat u die een is wat my swakheid kan omskep in 'n kragtige werking van die Heilige Gees. Ek glo dat u die een is wat my depressie kan aanraak en my genees. Ek glo dat my rug kan genees. Ek glo dat my voete kan genees. Ek glo dat my gewrigte wat pyn kan genees. Ek glo dat my sinus kan genees. Here, wat ook al, ek glo dat hierdie siekte kan genees en ek ontvang dit vanaand in die naam van Jesus Christus. Here, ons verklaar dit, dat ons liggame aan u behoort, want deur u wonde het daar vir ons genesing gekom, en ons eer u vanaand vir hierdie prys wat u betaal het, die duurste en die kosbaarste prys. Here, en vergewe ons wanneer ons dit nie glo nie, wanneer ons nie glo dat deur die wonde vir ons genesing kan kom nie. Maar red ons en help vir ons, sodat ons oë kan oopgaan, en dat ons kan sien en kan glo en kan aanvaar en kan ontvang. En ons dankie en ons eer u, Here, vir die voorreg om vanaand ook vir Ewen Kloppers en Linda Vermeulen en Adel Marks en Trudy de Beson voor u te kom neerlê. Here, raak vir hulle aan en bring genesing, want deur een druppel bloed het u alreeds vir ons die prys betaal. En so ook vir Letty met haar skouer, en Nora Myntjies, en Andries Pretorius, en klein Leon, Here, ons dankie dat ons vanaand net vir hulle saam in u paradys kan plaas, daar waar u besig is, daar waar u wag, daar waar u staan vir die kinders, en wag om vir hulle te ontvang, Here Jesus. Ontvang vanaand hierdie wat u al reeds aan die kruis voorbetaal het, vir Hantie Koch, vir Ingrid Keiwood, vir Tannie Audrey, vir Nicoline Tomei, vir Anandi Oosthuizen, vir Marie en haar familie. Here, u ken elke een deur en deur. U is die Elrooi en u sien elke een raak. U sien die swaar kry raak. U sien die sukkel raak. Maar Here, dankie, dankie, dankie. Ons glo dit, dat deur een druppel bloed het u vir ons reeds die prys betaal. Vir Was van 'n Merwe. Here, ons dankie ook vir Willem, en ons dankie daar waar geleenthede oopgaan vir die ene wat wag vir werksgeleenthede. Here, hierdie dorp in Rustenburg kry swaar, ons land kry swaar, maar ons dankie Here Jesus, dat u entrepreneurskap in gedagtes plaas. Here, gee dat ons dit sal gryp, en dat ons met dit sal loop. En wanneer ons voel dat ons gees gestuur word daardeur, Here, dat ons nie sal wegkyk en sal dink, ag nee, Here Jesus, maar dat ons dit sal aangryp, en dat ons sal hardloop met hierdie droom wat u in ons harte kom plaas het. Ons bid vir Christo en vir Hanlie, en vir oom Botti, en vir Leni Mallet, en vir Marita. Here, ons dankie dat u elke een van hulle raak sien. Ons dankie wanneer ons hoor van tekens van genesing en wonderwerke. Here, u is die wonderwerker, en ons eer u daarvoor. Ons bid vir Belinda en Daniel, ons bid vir totale genesing en volkome herstel, en ons eer u vir dit wat u al reeds
in hulle lewens doen. Here, en ons dankie vir daardie prentjie wat U ook gewys het vir Belinda, van dowwe foto's wat half so lyk asof dit verdwyn het en is swart, en dit het net eenvoudig so dof geword, maar dat U heling gaan bring, dat U genesing gaan bring, en dat hulle gaan sing van vreugde, van wie U ook al is, Here Jesus, want hulle gaan U erken en raak sien, en dankie dat hulle kan dans van vreugde, want U is die een wat verskil maak, en U is die een wat genesing bring. Ons bid vir Hester Mouton ook, en ons bid ook vir volkome genesing in die naam van Jesus Christus, vir Alet Swanepoel, vir Jacques Willemans, vir Angelies Botha, ag Here, en vir elke ander een wat sukkel met een of ander siekte, wat ons se naam dalk nie nou noem nie, kom bid ons totale genesing, want deur daardie druppel bloed, is daar vir elkeen van ons genesing moontlik. En ons eer U en ons dankie, Here Jesus, en ons bid vir huwelike wat in stryd is, Here Jesus. Ons bid vir elke een wat soveel ander dinge najaag en nie omgee, om na die families te kyk. Here, ons bid dat daar ook herstel in huwelike sal kom. Ons bid dat daar genesing sal kom. Here, ons bid vir afhanklikes. Ons bid, o Vader, dat in die naam van Jesus Christus daardie afhanklikheid nou sal stop. Ons bid, Here Jesus, dat elke een wat op soek is na iets anders om hulle mee vol te maak, dat U sal kom en deur die Heilige Gees tonge van vuur sal losmaak in lewens wat op soek is en honger is en eintlik dors is na U. Here, maak 'n bewustheid in ons land en in ons dorpe los, want U is die koning van alle konings, en U is die redder, en U is die geneesheer, en U is die een wat lewens kom verander, en ons eer en ons dankie alreeds daarvoor, in Jesus Christus se naam, in die kosbaarste naam wat daar is. Amen. Dan sê ek sien Annelie daar uit Nederland, Ja, lekker. ook Ja. gereageer, al die ander ook, dankie ook vir julle gebede vir ons, en ek sien baie het gereageer, Here, laat die vuur oor ons neerdal. Ja, En mag die Here vir jou seën, mag dit vir jou 'n goeie tyd, hierdie Kerstyd wees, ons praat volgende week weer, maar waar ons dit ingaan, dat ons ook onthou wat Jesus vir ons gedoen het. ja, en mag tonge van vuur oor hierdie groep losbars. Ons sien uit daarna om van julle te hoor. Mag julle 'n lekker en opwindende week hê, in die teenwoordigheid van Jesus. Mooi loop. Totsiens.